Goeiedag vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is ons koning en ons verlosser, Jesus Christus van Nazareth. Baie welkom, baie dankie dat ek weer in julle huise kan kom kuier vanoggend. Ek wil graag met ons 'n woord deel, hoe om gesnoei te word, om Vader en Jesus se boodskap aan die wêreld te gaan verkondig. Ek glo in ons elkeen het ons tog daardie behoefte om Vader se woord te verkondig en om te lewe soos wat God wil hê ons moet lewe. Maar soms gebeur die wêreld, soms gebeur die lewe, en dan is dit asof ons daai stukkie van ons lewe net op hou sit. En dan voor ons kan vind is daar 'n tydperk weer van ons lewe verby. En dan sit ons weer terug en dink, "Jo, het die tyd so vinnig gevlieg." Maar met dit gesê, kom ek hoop ek het 'n woord van inspirasie vir ons elkeen. En ek wil graag vir ons voorlees uit Johannes 15 vers 2, wat die woord vir ons sê: "Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrug kan dra." Dis nie, geliefdes, van die begin af praat God altyd van ons moet gesnoei wees, ons moet reg gesnoei word volgens sy wil en om in sy boord te kan pas, om sy vrug te kan dra. En dan ja, dan soms wonder ons, hoe kry Here, hoe gaan die Here ons snoei? God vra van 'n mens nie net om gehoorsaamheid nie, maar om vrug te dra. En daarby uit te kom, word dikwels deur leerkurwes gesnoei. Ja, dis soms daai leerkurwes wat nie so gemaklik is vir ons elke mens nie. En soos ons mense snoei ook nie 'n roosboom en 'n vrugteboom op dieselfde manier nie. Net so snoei God geen van sy bome op dieselfde wyse nie. God snoei party mense deur teleurstellings, siektes, sommige word gesnoei deur werkloosheid, ander worstel weer met finansiële krisisse of 'n groot stuk hartseer in hulle binneste. Nie een van ons word dieselfde gesnoei nie, nie een van ons gaan deur dieselfde storm nie. God het elkeen se pad op 'n besonderse manier al reeds uitgelê. Dis maar net die snoeiproses wat anderste is. Snoei is nooit 'n aangenaam proses nie. Dit gaan dikwels gepaard met pyn. Maar ons weet, God gee vir ons om. Hy snoei die wat hy liefhet, sodat ons meer en meer vrug kan dra, om hom daardeur te verheerlik. Dalk voel jy soms die snoeiproses raak vir jou te erg. Jy wil eenvoudig uit die boord uitspring. Ja, ons vra almal, Here, het U my dan vergeet? Het U my dan nie meer lief nie? Maar dan kom die antwoord: nee, my kind. Ek is hier. Ek snoei omdat ek jou liefhet. Jy is my kind en daarom is jy my verantwoordelikheid. Wat 'n gerusstellende woorde is daai dat God ons nie alleen sal laat nie. God weet wanneer om op te hou snoei. God weet hoe om ons reg te snoei. Weet julle vriende, ek dink dit is wat van ons net geduld en om op die einde van die dag net absoluut op Vader te vertrou vir sy werk, sy handewerk. Jy al ooit seker gemaak dat jy God se kind is en hy jou Vader is? Ek dink vandag moet ons dubbel seker maak dat ons oë gefestig is op die onsigbare Jesus Christus, sodat ons die sienlike krisisse wat vandag op ons pad kan kom, sodat ons dit kan hanteer. Ek dink ons moet net regtig onthou, al kan ons hom nie in ons snoeityd sien nie, is hy raggies elke dag daar vir ons. In Hebreërs 13 vers 5 sê God tog selfs uitdruklik, dat God sê, ek sal julle nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Dit is woorde uit God se woord, die Bybel, en soos ek altyd sê is, daar is geen leuen in die Bybel nie. So as God vir jou beloof, hy sal daar wees vir jou. Hy sal jou nie alleen laat nie. Ek dink moet ons soms maar net op ons knieë val en sê, Here, dankie dat U my vashou. Dankie dat ek weet dat hierdie tydperk net tydelik is. Dat U 'n beter plan het met my.
dat U ons wel die deur sal trek. Onthou, Vader, toets ons geloof, en dit hang af waar jou geloof is. Gaan jy dan net daar 'n tou opgooi en sê, o nee, ek kan nie meer nie? Gaan ons volhard en sê, Here, U weet wat U doen. Snoei, Vader, snoei. Snoei dat die bloed loop. Snoei, Vader, sodat ek meer en meer soos Jesus Christus kan wees. Dis nie, vriende, Vader moet ons snoei, sodat ons sy boodskap kan dra. En nie net sy boodskap nie, maar ook die vrug van die Gees. Ek glo ons almal bekend met die vrug van die Gees. Dit staan so vir ons opgeteken in Galasiërs 5 vers 22. Die vrug is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, gehoorsaamheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is die vrug wat ons moet dra. Dit is die vrug wat die Vader ons mee snoei. As daai lote nie reg is nie, gaan die loot moet afgesny word. As daai loot van haat daar is, as daai loot van woede daar is, daai lote moet afgesny word, sodat hy sleg en lelik uit, sodat ons die goeie vrug kan dra. Die goeie vrug wat Vader wil hê ons moet dra, wat vir ons beskore is om te dra. Net soos Jesus van ons verlang om te wees. Ek glo ons moet eintlik so geseënd wees, wanneer Vader besig is om ons te snoei. En dan weet ons, daar is groot werk wat Vader vir ons moet gaan doen. As oneindige werk vir sy koninkryk wat wag. Vader sê ook, of Jesus het gesê, in sy woord sê ook, dat die koring hoog staan. Arbeiders is min, maar die oes is groot. Wil jy 'n arbeider wees, of wil jy gaan help oes? Wil jy die oes inbring, of wil jy deel van die oes wees? Dalk dink ons, ek sal eerder deel van die oes wil wees, want dan sal ek nie so gesnoei word nie, dan sal ek nie so seer kry nie. Maar dan aan die ander kant ook, dan kan jy nie al die vrugte pluk nie, al die vrugte dra van die Gees nie. Ek dink dit is 'n besluit wat ons elkeen moet neem. Ek dink dit is 'n besluit wat in ons elkeen se harte opkom, in ons gedagtes. Vra ons nie altyd vir Vader ook, Vader, kom sny uit al die onkruid wat in ons harte is nie, sodat U vrug meer wortel kan dra, meer wortel kan skiet in ons harte. Ja, die snoeitydperk hou nie vir altyd nie. En daarna is dit die heerlikheid. Kyk, Jesus het ook gesê, in hierdie wêreld sal ons dit nie maklik vind nie, maar ons moet goeie moed hê, want hy het reeds die wêreld oorwin. Wat 'n wonderlike Jesus, wat 'n wonderlike koning aanbid ons nie. Dat hy al reeds deur al die swaar, al die haat, al die seer vir ons bo uitgekom het. Al reeds vir ons dit alles moontlik gemaak het. En ek glo ook, soos wat ons gaan deur die snoeitydperk, sal ons die Heilige Gees ons nooit verlaat nie. Soos ek vroeër gelees het, het God self gesê, hy sal ons nooit alleen laat. Nooit. Nooit is 'n baie lang tyd. Ek dink ons kan met alle vrymoedigheid dan net na Vader toe gaan en sê, Vader, snoei dit wat nie by my hoort nie, snoei dit, sny dit uit. En die eindproduk, wat se eindproduk gaan daar nie wees nie. Het jy self gesnoei is met Vader se hand. Ons Here ag ons so hoog, hy ons reg snoei. Elke seisoen, elke lewenservaring vir alles wat ons moet deurgaan. En dan net weer eens, hy sal ons nooit alleen laat. What an amazing God we serve. O Abba Vader, Here my God, baie dankie, dat ons weer kan kom stil word en weer iets uit die woord uit kan leer. Vader, dankie, dat U woord vir ons gegee het, om het te kan lees, te kan verstaan. Here, dankie dat ons weet, ons is veilig in U hande. Here, dankie dat ons weet, dat ons veilig is onder U snoeiskerk. Here, dankie dat U ons perfek snoei. Ja, Here, soms raak dit moeilik, maar Vader, gee vir ons daardie krag, daardie uithou vermoë, om ook te kan sien wat U sien, Here. En dit is daai eindproduk. Vader, U is so goed vir ons, U is so kosbaar. Here, help ons, versterk ons, Here. Daar waar ons dit moeilik het, lig U ons op, Here, versterk ons. Dat ons sal wees, die mense, die U ons gemaak het om te wees. Vader, in U behoort die koninkryk,
die heerlikheid, die krag en die mag, tot in alle ewigheid. En ons loof en ons prys U, Here. Dankie dat U ons so lief het, dat U ons regsnooi vir U koninkryk. Ek bid dit in die grootste naam wat ek ken. En dis Yeshua Mashiach. Amen. En ek los julle met hierdie seën. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volkome kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Shalom geliefdes, vrede.